ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 386. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Wat is jou God se naam? Baie interessante A5 boek, so amper 480 bladsye dik. Jy mag dit dalk nie nodig het nie, maar daar's iemand anderster wat jy daai saadjie voor kan saai. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367-124 of gaan net na my webtuiste toe, https://yafashua.co.za. Ek wil net reg in die begin hierso sê, ons het die 2de Mei as Vader Lewe Gesondheidspade onderdompelingsdiens in Montana. Sou u belangstel, daar is reeds 'n paar mense, loof Jaffa daarvoor. Sou u belangstel, kan jy my kontak by die WhatsApp nommer hierbo, en dan stuur ek vir die pin location, as ook natuurlik die stemboodskapie wat jy als nodig het, en hoe die prosedure sal verloop. As dit dalk die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister, dis uiters belangrik dat jy by deel 1 gaan begin, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is uiters noodsaaklik dat jy op die YouTube kanaal inteken, woord in Engels subscribe. Dit is gratis, sodat jy ook al die verskillende kontakte kan ontvang vir al die ander boodskappe waarmee ons besig is. En daar's 2-3 nuwe reekse wat kom op die oomblik, so jy moet dit nie mis nie. Hierdie reeks is lewensveranderend. Mag seker iets 'n skryfblok pen en 33 Bybel byderhand om notas te maak, en ten minste 33 Bybel. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre as u kinders saam universeel oor die breedte en die lengte van die aarde is daar Jafiste. En ons wil vanmôre die begin van hierdie nuwe week sê baie dankie vir die naweek en die geleenthede wat u ons geskenk het om die woord te saai wat ons nie gehuiwer het nie. Ek wil by die saad wat gesaai is oor die naweek, wil ek bid dat dit groei in nuwe mense se lewens en dat nuwe Jafiste daaruit weergebore sal word. Ek wil kom en vra, seën die woord vanmôre. Seën my boeties en my sissies, as daar van hulle is wat siek is. Wil ek bid dat u hulle aanraak en stil staan by hulle elkeen. En as daar is wat probleme het, u gee die antwoorde en die oplossing vir elke probleem. Ek wil bid, seën vanmôre se woord, maak dit in ons midde lewend, en laat u tot ons spreek deur die Ruach HaKodesh. Ons dankie vir die voorreg wat ons vanmôre kan hê as bruid van Yafashua om by mekaar te wees onder die geklank van die Ruach HaKodesh woord. Ons eer u daarvoor, en elke Jaffe sê halleluja, halleluja, laat dit so wees. Prys die naam van Yafashua. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u ook 'n groot seën gaan wees. Loof sy naam. Ons is steeds besig met Spreuke hoofstuk 21. Nou, u sal onthou dat koning Salomo het meer as 500 vrouens gehad, en byvrouens, en bywywe. Ek kon ook amper gesê, die man kon nie leer nie. Maar dat hy hulle uitgesorteer het, is 'n feit, né? Ja, ek weet nie wat het die man beseel nie. Dis 'n grappie. Hy sê so in Spreuke 21:9, nou luister hierna. Dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon. Nou, die huise was so gewees in die Bybelse tyd, dat die dak was gewoonlik 'n terras gewees. Ek wil amper so sê, dis amper soos 'n onthaalgedeelte.
Maar omdat die somers verskriklik warm was dit so dat baie keer het die mense op die dak geslaap. Ons sien verskillende van die apostels wat gesigte ontvang wanneer Petrus is een van die ouens en Ananias wanneer hulle op die dak slaap. Maar sê die woord, dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon. Maar hy sê nie slaap, hy sê hy trek in op die dak. As om by 'n twisgierige vrou 'n gemeenskaplike hy sê as by 'n twisgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis. So hy sê, koning Salomo sê, hy gaan bly op die dak van die paleis eerder as wat hierdie tannies met hom argumenteer en argumenteer. Een is genoeg. Maar 500, geen wonder die man wat op die dak bly nie. Nou ja, dis 'n grappie. Hy sê, dis 'n probleem om by 'n twisgierige vrou in 'n gemeenskaplike huis te wees. En vanmôre wil ek tog maar met die dames praat ook. Ek dink julle moet besef dat die mans is ook fyngevoelig, jy weet, hulle het ook hulle trots, né, hulle vanmôre is ons beurt, broeders, vanmôre is ons beurt. Ja, op 'n ander plek het koning Salomo gekom, hy sê 'n vrou wat twis is soos 'n kraan wat drup. Dat tik, 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 tik. Ek het 'n ruk terug 'n nuwe horlosie gekoop vir die ateljee wat hy ook kan die tye goed op dophou. En weet jy wat, daai horlosie het binne die eerste 5 minute van die opname, toe veroorsaak dit dat ek daai horlosie moet uithaal en hom slaapkamer toe vat. En ander horlosie in te bring in die badkamer in. Hoekom? Want jy kon op die kamera sê getik. Tik, 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 tik hoor. Nou as jy wil slaap en ons het dit gou uitgevind met dieselfde horlosie, waar ons hom heeltemal uitgehaal het om in die badkamer gaan sit het, is dat as jy wil slaap en jy hoor hierdie getik, tik, tik, tik. Nou die woord vergelyk dit, kraan wat drup, 'n horlosie wat tik. Hy sê nie 'n horlosie wat tik nie, maar 'n kraan wat drup, met 'n twisgierige vrou. Dis irriterend. En weet jy wat, ek dink baie keer dan, ek dink dis omdat die dames perfeksioniste is, meeste van hulle. Meeste van die vroue is perfeksioniste. Jy kan sien, hulle is altyd netjies gegrimeer, hulle hare is netjies gedoen, hulle trek netjies aan, hulle is perfeksioniste. En ek dink, ons mans is die ouens, as ons 'n ding in die kas nodig het, kom ons sê, jy het 'n kort broek wat jy by die huis wil aantrek om in die tuin te werk, en dan, as hy ander klere bokant omgepak is, dan ruk jy hom maar net uit. En jy het daai kas so 2 keer geruk, dan kom maar daar, sê, nou wat gaan nou hier aan? Dan dink ons nou, hulle is twisgierig of soos 'n kraan wat drup. Maar is omdat sy 'n perfeksionis is. Onthou Jaffa het Eva perfek gemaak. Hoekom? Want hy het haar uit 'n perfekte rib gemaak. Die man se rib. Ja, as dit maar so was, né, perfek. Ja, ek dink ons mans kom baie kort, alhoewel daar is mans wat ook perfeksioniste is in sekere goed. Nou, ek het maar daai swakheid van ek ruk die broek uit as ek hom nodig het, of ek ruk 'n ding uit. Maar jy hoor dit agterna. So in 'n oud geleer, oor die jare, al die jare se getroude lewe, as jy hom uitgeruk het, haal maar nie goed uit, pak hulle weer reg dat, want dit is beter as wat jy later 'n argument gaan hê, omdat jy die kas uit mekaar uitgetrek het. En dis nie die kas nie, dis net daai een rakkie. Dis die ironie. En weet jy wat, jy hoor nooit die einde daarvan nie. Die volgende keer wanneer die klere ingepak word, dan word jy geherinner, die kas is reggepak. Laat ek hom nou weer so kry. Het jy dit al gehoor? Nee, julle sal nou nie, julle sal nou nie.
Broer Leon, hoe's Suster Lisel? Ek wonder maar net. Ja, julle plaasmense, daai tannies ook, hulle is. Elke ding moet reg wees. Elke kernvloedbord moet op sy plek staan. Ingelegde vye konfyt en al die goed, hulle moet almal reg geskenk word. Nou. Maar nou kom koning Salomo, hy sê dat 'n tooskierige vrou is 'n probleem. Vernaam as hulle, dis amper soos hierdie Bull Terrier honde. Dis 'n verskriklike liewende hond. Ek het een gehad jare terug. Prins, so witte met 'n swart patch. 'n Verskriklike mooi hond. Maar as jy met hom speel en jy het 'n sak of 'n lap of 'n sak of 'n tou en hy daai ding vasgebyt het. Nee, kyk. Hy gaan jou rondruk, jy kan dit glo. Hy gaan aanhou ruk en hy sal daai tou of daai lap nie los nie, daai sak nie. Hy hou hom vas en dit is wat hier gebeur. Koning Salomo sê pas op, as hy tannie daai sak vasgebyt het, pappa, hy hou vir hom en sê gaan jou ruk tot jy naderhand laat los. Ek is net so bly en ek leer vanmôre ook iets uit hierdie onderwerp. Is dat omdat dit 'n gemeenskaplike huis is wat koning Salomo na verwys, is daar in daardie huis ook dan liefde. Wat natuurlik die agape liefde is. Wat hy nou nie verstaan het nie. Want sy liefde was filé liefde. Al wat hy gedoen het gelê, filé liefde. Hy het nie geken van agape liefde nie. Nie regtig nie. Alhoewel hy skryf daaroor. Maar die agape liefde is daai gesindheid van Jafashua. Hy het nie Jafashua geken nie, maar in ons lewens vandag. So al is daar fout met ons vrouens. Dit help jy kyk na die buurman se vrou nie. Sy het nog meer foute. Ja, sy lyk bietjie jonger en sy lê daar langs die swembad in haar bikini en die goed. Maar jy het groot probleme pel. Verstaan? En op die einde van die dag, wanneer ons dan in 'n gemeenskaplike huis met ons vroue woon, en ons is bewus van hierdie lekkende kraan, en hierdie mammie wat daarvan hou 'n bietjie twisgierig te wees. En partykeer is sy die reg, partykeer is sy reg as sy twisgierig is vir ons om in die gesindheid van Jafashua dan die agape liefde van Jafashua tentoon te stel. En nie net altyd vuur op die petrol te gooi nie. Want dit is so maklik om net vuur op petrol op die vuur te gooi. Dus ek vuur op die petrol op die vuur te gooi. En dan 'n groter vuur te veroorsaak. Waar as om te kom en te sê ek erken ek is verkeerd. En dit vat 'n man en dit vat 'n man om te sê ek is verkeerd. Ek het al baie in my lewe vir pastorika gesê ek is sorry, ek het 'n fout gemaak. Ek het nie geweet nie of ek het jou nie gehoor nie. Jy weet veral in vandag se tyd, jy weet waar Prediker 12 vers 3 of vers 4 wat sê die deure na die strate word gesluit. Ons het maar so 2 weke terug bietjie deur gegaan, 2-3 weke terug. Daai deurtjie toe as jy veral as sy agter jou praat, jy hoor nie wat sy sê nie. Dan sal sy sê ek het gesê. Verstaan? Het jy nie gehoor ek het gesê nie? En dis waar die moeilikheid kom. Nou sê ek maar het jy nie gehoor ek sê ek het nie gehoor nie. Nou dis amper soos broer Wynand altyd vertel van die man wat sê ek het nie geweet dat ek nie geweet het dat ek nie weet nie. En daarom weet ek nie. Broer Wynand, nou ja, as jy nie geweet het nie en as jy nie gehoor het nie en dis waar die Satan, klein s, kom en dan wrywing veroorsaak. Hy wil die harmonie in die huis versteur. En ons as Jafiste moet vir die goed baie sensitief wees. Om nie toe te laat dat Satan en sy gevalle demone klein dingetjies gebruik in en om die huis om golwe te veroorsaak. Wat veroorsaak dat mamma later in 'n ander kamer wil gaan slaap nie.
Verstaan jy waarvan ek praat? Ja, maar ons het ons nou nie 'n ander kamer nie, want die tweede kamer is die ateljee. Dis hoekom ons 'n kleiner huis gekry het, want die groot huise, jy kom op 'n stadium wat jy nie die huis gebruik nie. Groot 3-4 slaapkamerhuis, dubbel badkamers. Ons het dit gehad toe ons jong was, maar jy het dit nie, jy leef nie daarin nie. Dis net om skoon te maak, jou dood te werk. En soos ek sê, ons het die ateljee in die tweede slaapkamer ingerig. So daar's nie plek om te slaap nie. So jy moet jou probleem uitsorteer. Hy sê dit is beter, nou sê koning Salomo, want hy het nie met al sy vrouens wat hy gehad het, glo ek nie, hy het so maklik gegaan en gesê, sorry mamma, ek is verkeerd nie. Verstaan? En dis wat ek vanmôre vir ons wil los. In hierdie dag kom ons openbaar die gesindheid van Jahweh deur die vrugte van vergewensgesindheid tentoon te stel. Ook in ons familie, in ons vrouens en ons mans se lewens. Ons gebruik hierdie dag om die beste Jahwiste te wees wat ons moontlik kan wees. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.